So is selfversekeringspremies dan nou aftrekbaar of nie? Daar's 'n hele paar van die luisteraars wat gesê het, maar ons is aan die kyk na so iets, of ons het al reeds so polis uitgeneem. So wat is nou eintlik die antwoord op hierdie vraag? En dis 'n goeie vraag, sien dat ons nou al 2 episodes aan die Meyering Citrus saak spandeer het, tussenin 'n bietjie oor konsepbelasting wetswysigings gesels het, en nog nie regtig by die meriete van die saak uitgekom het soos wat die hof dit beslis het. So ek dink dis omtrent soveel afwagting soos wat 'n mens kan opbou as dit by 'n tegniese belastingbespreking kom. En dit is dan nou ons onderwerp vir vandag se bespreking. Vir die van julle wat nuut is tot die taxbreak belastingpot gooi, net om jou 'n idee te gee, hier is 'n potgooi vir professionele mense wat in die wêreld van belasting werk, so of jy nou 'n prokureur is, 'n boekhouer, 'n ouditeur, of jy in korporatiewe finansies werk, of dalk selfs vir die belastingowerheid, hierdie is vir enige persoon wat 'n belang in Suid-Afrikaanse belasting het op 'n dag-tot-dag basis, 'n platform om eintlik maar op datum te bly met wat in die wêreld van belasting gebeur. Voordat ons gaan gesels oor die Meyering Citrus saak, wil ek maar net soos elke ander week vir jou vra, as jy van die potgooi hou, gaan ry dit asseblief op die platform waar jy na jou potgooi luister, en gaan subscribe om elke week die kennisgewing te kry dat daar 'n nuwe episode uitgekom het. Ek wil ook vra dat as jy van die potgooi hou en jy dink daar's iemand anders wat ook daarvan sal hou om daaraan te luister, of dit nou die hele potgooi is of net 'n spesifieke episode, of jy sal oorweeg om vir hulle die skakel aan te stuur. Soos wat ek altyd sê is, as jy iets van iemand spesifieks afkry wat sê, maar ek dink jy sal hiervan hou, dan is mens baie meer geneig om daarna te luister, as wat jy nou self gaan soek vir 'n belastingpotgooi op 'n platform. Ek wil jou ook maar net herinner dat as jy belastingadvies nodig het, of terugvoer het op 'n episode, of enige idees het vir toekomstige episodes, om gerus vir my 'n e-pos te stuur. My e-posadres is in die notas tot die episode. Ek sou ook graag wil hoor, ek het 'n episode wat in die pipeline is, wat ek saam met iemand wil aanbied oor die globale minimumbelasting van 15%. Is dit iets waarvan jy sal hou om te luister of nie? Stuur gerus vir my e-pos, ek sal graag wil hoor. Dan laastens, voordat ons wegval en weer oor die Meyering Citrus saak gesels, wil ek maar net vir jou noem, dalk herinner, ek het 'n funksionaliteit op my webwerf gebou waar daar 'n boksie sit wat as jy nou met 'n belastingvraag aan die worstel is, kan jy jou vraag en die feite stel daar intik, en hy gaan dan nou die woorde vat wat jy daar ingetik het, en dit vergelyk met 'n databasis wat aan die agterkant sit, wat al die inhoud wat ek oor die jare gebou het, so of dit nou potgoeie is, artikels, akademiese artikels wat ek daaraan gekoppel het, wat deur al daai goed gaan werk, en dan vir jou die mees relevante artikel of potgooi episode gee om na te luister. So dit is 'n manier as jy, terwyl jy met iets aan die worstel is, om onmiddellik dalk 'n goeie hulpbron of 2 daaroor te kry. Goed, so dan is ons terug by die Meyering Citrus saak. Nou, dalk maar net gou weer 'n vinnige recap oor wat het in hierdie saak gebeur. Dis 'n Wes-Kaapse Hooggeregshof saak. In kort was die feite, die belastingbetaler was 'n sitrusboerderymaatskappy wat 'n versekeringsproduk by Santam uitgeneem is wat verwys is na as 'n selfversekeringsproduk. So hoe dit gewerk het, die belastingbetaler het R10 miljoen se versekeringspremies aan Santam betaal. Van hierdie R10 miljoen het R400,000 na 'n onderskrywingsfooi toe gegaan, en die ander R9.6 miljoen is na 'n sogenaamde experience account toe. Die polis as geheel het dan nou 'n R12 miljoen se verliesdekking gegee, en wat baie belangrik is hoe die dekking dan nou bymekaar gekom het, is dat die eerste eise wat daar ingekom het die experience account se saldo so dit minder gemaak het, en so dis met ander woorde die eerste R9.6 miljoen se eise, en as daar dan nou nog R2.4 miljoen se eise boon, behalwe dit was om tot by die R12 miljoen se dekking te kom, dan is dit betaal sonder dat dit die experience account verminder het. Wat belangrik is rondom die experience account, so hy het 'n saldo gehad, hierdie saldo het rente gedra, sogenaamde notional interest of denkbeeldige rente,
en die saldo plus hierdie denkbeeldige rente daarop was uitbetaalbaar by kansellasie of terminasie van die polis, dit wat dan oor is daarvan nadat daar eise daarteen afgesit is. Die belastingbetaler het die premies van 10 miljoen rand gaan aftrek en SARS het die aftrekking teengestaan. So in die vorige 2 episodes het ons eerstens gekyk na die hof het gaan beoordeel of die vraag gaan vra, maar wat is hierdie kontrak regtig? En hulle het gaan beslis, dit is nie versekering nie. Die tweede episode wat hier oor gegaan het gegaan oor die feit dat SARS hierdie aanslag 'n bietjie laat gaan uitreik het, en was hulle by magte om dit te doen of nie, so dit was 'n vraag rondom verjaring. As jy in daai 2 aspekte belangstel en miskien die vorige episodes gemis het, gaan kyk gerus weer op Apple of Spotify, dit is 2 van die meer onlangse episodes op die podcast se reeks. So ons stel dan nou vandag die uitspraak op paragraaf 73 op, en vanaf paragraaf 73 tot 101 handel dan nou oor hierdie meriete van die aftrekking. Nou as ons oor die meriete van die aftrekking gesels, dan kom artikel 11a ter sprake, en ek dink dit maak tog sin om gou weer te kyk na wat is sy vereistes voordat ons in die hofse ontleding van hierdie spesifieke aftrekking ingaan. So artikel 11a sê, om 'n aftrekking te eis, moet daar onkoste werklik aangegaan wees. Daai onkoste moet in die voortbringing van inkomste aangegaan word, en as mense dan lees saam met artikel 23g, moet aangegaan word vir doeleindes van die belastingpligtige se bedryf, en laastens, dit moet nie van 'n kapitale aard wees nie. As 'n mens 'n aftrekking onder artikel 11a of enige aftrekkingsbepaling vir daai doeleindes gaan eis, is dit ook belangrik om te weet dat die bewyslas om te bewys dat jy geregtig is op daai aftrekking, lê by die belastingpligtige, en jy moet dit op 'n oorwig van waarskynlikheid gaan bewys. So as 'n mens nou 'n aftrekking eis, is dit nogal krities om te gaan oorweeg, is jou argument dalk 'n bietjie dun om aan hierdie bewyslas te kan voldoen. As ons ook kyk na wat die uitspraak sê, dit lyk asof daar 2 ander gronde was waarop SARS ook hierdie aftrekking nie toegestaan het. Die eerste een was artikel 23 klein e, wat gaan oor die kapitalisering van fondse na reservefondse toe. Dit het hulle laat vaar langs die pad, en dan artikel 23 hoofletter L, wat eintlik nog 'n redelike goeie fit is hierso, want dit is 'n artikel wat spesifiek gaan oor die aftrekbaarheid van versekeringspremies op sekere tipe versekeringsprodukte afhangend van hoe die rekeningkundige hantering werk. Nou, my raaiskoot sal wees is artikel 23 hoofletter L verwys na vol IFRS, na IFRS. En as ek so na die feite kyk, dan dink ek daar is 'n goeie kans dat Meyering Citrus miskien IFRS vir SMEs gebruik het. En dit dalk die rede is hoekom SARS daai roete laat vaar het, want dit sal baie sin maak om met 23L voort te gaan as dit die tipe produk is wat in 23L beoog is. Goed. Dit gesê, die dispuut het dan nou gegaan oor artikel 11a aftrekbaarheid, en die vraag het spesifiek gegaan eerstens oor, is die onkoste werklik aangegaan, en tweedens is dit kapitaal van aard. Daar was 'n bietjie van 'n bespreking in die hof oor of SARS die basis vir die aanslag gaan aanpas het, so met ander woorde of die kapitale vraag deel was van die oorspronklike basis vir die aanslag of nie, maar ek dink op hierdie punt het ons nou al 3 episodes oor Meyering Citrus gehad, so ek dink ons het genoeg oor die saak gepraat. Ek sal dit dalk in 'n volgende episode op 'n ander saak as 'n basis hieroor gesels, maar ek dink ons het nou genoeg oor Meyering Citrus gesels vir eers. Goed, so ek gaan daai aspek nie oor verder praat nie, so dan as ons sommer gaan kyk na die 2 punte wat die hof oorweeg het. Eerstens, is dit onkoste werklik aangegaan gewees? Nou, hier sou die hof na die Labatt Afrika saak gaan verwys. Ek gaan nou net weer terugkom daarna, maar ek dink dit is tog belangrik om te verstaan wat was die feitestel waaroor Labatt Afrika gegaan het. En Labatt Afrika het gegaan oor 'n geval waar belastingpligtige aandele gaan uitreik het om 'n bate te verkry. Nou, wat die hof in daai geval gesê het is onkoste moet dit vereis 'n aksie van dat daar fondse spandeer moet word.
En die hof het spesifiek gesê, daar moet 'n afname in jou bates wees, selfs al is dit net tydelik, of ten minste 'n beweging in die bates van die persoon wat dan nou die onkoste aangaan. Nou wat die hof in Meiring Citrus, die Hooggeregshof toe nou in Meiring Citrus gesê het, is dat hierdie beteken, hierdie Labat Afrika uitspraak, dat elke oordrag van geld van die een hand na die ander is nie noodwendig uitgawe of 'n onkoste nie. Die hof het toe nou redelik sterk gaan steun op 'n paar uitsprake wat oor lenings gaan, veral aan die inkomste kant eintlik, om te sê maar, as jy geld gaan leen, dan het jy nie 'n toevalling of 'n ontvangste in die sin soos beoog in die bruto inkomste definisie. Wat ek dink tog wel belangrik is as mens na hierdie inkomste sake kyk, dan sê hulle, daar was nie 'n toevalling of 'n ontvangste as jy geld gaan leen, omdat daar 'n onmiddellike ooreenstemmende of verpligting is. Dis hoekom daar nie 'n inkomste is nie, of 'n toevalling. En nou, die Hooggeregshof het toe nou hierdie beginsel gaan vat en gaan sê, maar dieselfde redenasie geld dan nou as jy 'n deposito sou gaan maak. So dis in paragraaf 85 van die uitspraak. En die hof het toe nou gesê, maar as ons mooi gaan kyk oor wat hier gebeur, daar is 9,6 miljoen rand wat van kontant afskuif in 'n experience account in. Daar is geen afname in bates nie, wat reg is, want daar was kontant wat 'n bate is, en nou is daar die experience account wat ook nog steeds geld in jou rekening is. En dan, en dis waar ek van die hof begin verskil, is om te sê, maar daar was ook nie 'n beweging in bates in die manier beoog in die Labat saak. Nou, hoekom het nie 'n beweging in bates in die manier beoog in die Labat saak is nie heeltemal duidelik nie. So die hof het gesê, maar jou vorm van jou bate het hier verander. Nou, die hof het toe nou hierdie vorm van 'n bate verander wat nie 'n onkoste is, gaan ontleed aan die hand van wat die Belastinghof na gekyk het. Die Belastinghof het van 'n voorwaardelikheid gepraat en dis hoekom daar nie 'n onkoste was. Of dis hoekom hulle van mening was dat daar wel 'n onkoste was. Nou ek stem saam, daar's nie 'n voorwaardelikheid hierso. Die geld lê in die rekening, sodra jy die polis kanselleer of hy tot 'n einde kom, dan kom die geld terug na jou toe, maar daar's nie 'n vraag of die geld gaan terugkom. Die enigste voorwaardelikheid is daar dalk 'n eis waar jy verlies ly, waar jy van hierdie geld in effek onttrek om die verlies te dek. So die voorwaardelikheid argument stem ek saam met die Hooggeregshof. Die vraag om te sê, maar was daar die mate van beweging in bates hierso was nie genoeg om 'n onkoste te wees, en dis in paragraaf 89, en ek dink dis hierso waar die hof verkeerd is. Nou, as jy kontant gaan uitgee om 'n ander bate te kry, en dit is nie 'n onkoste nie, of dis nie 'n onkoste werklik aangegaan, dan maak dit 'n hele reeks nuwe probleme in die skema van die inkomstebelastingwet oop. So as ons byvoorbeeld kyk na paragraaf 20.1a van die 8ste bylaag, sê vir jou om basiskoste op 'n bate te hê, moet jy onkoste werklik aangaan om daai bate te verkry. So as ek my kontant vat en ek gaan maak 'n deposito by 'n bank, daai deposito is vir my 'n bate, as mens die hof se benadering hier sou volg, dan sê ons, maar goed, daai deposito van my het nou nie meer 'n basiskoste nie. Dit kan tog nie reg wees nie. En as jy hom gaan onttrek dan realiseer jy jou deposito, hy kom terug in kontant, maar nou het jy skielik 'n kapitaalwins, want hy het nie 'n basiskoste gehad, maar jy het 'n opbrengs gehad. So ek dink die hof het hierdie een verkeerd gekry. En die spesifieke aspek wat ek dink hulle verkeerd gekry het, is dat mens die hof se uitspraak in Labat in die konteks van daai transaksie moet gaan sien, om te sê, maar daar moes ten minste 'n beweging of 'n verandering in bates gewees het om 'n onkoste te wees. Nou in die Labat saak het die belastingbetaler 'n bate gekry, maar daar was regtig niks wat uitgevloei het uit die belastingbetaler self se bates nie. Die hof het daar gaan sê, maar as 'n maatskappy aandele uitreik, dan verwater jy die aandelehouding van jou bestaande aandeelhouers. En as daar regtig iemand is wat 'n uitvloei het, dan sit daai vlak bo jou, dis die bestaande aandeelhouers wat die uitvloei het. Dis nie die belastingbetaler wat die aandele uitgereik het nie. So in die Labat saak was daar regtig nie 'n beweging of 'n afname in bates nie. Daar was net 'n toename in bates, want daar het 'n bate bygekom en die aandeelhouers het in effek daarvoor betaal. So dit is die konteks wat
volgens my waar daai uitspraak gemaak is, daar was geen afname in bates. In hierdie geval was daar 'n afname, die kontant het uitgegaan en daar het 'n ander bate ingekom. So, ek dink as mens kontant gaan spandeer om 'n ander bate te kry behoort, dan is dit definitief onkoste in die skema van die belastingwet. So, die vraag om te sê, maar beteken dit daai ander bates se koste is aftrekbaar? Dit hang na my mening nie af van die vraag of daar 'n onkoste is of nie. Dit is 'n ander vereiste in die artikel 11A aftrekkingsvereistes. Dit is dan 'n vraag om te sê, maar dit waarop jy hierdie geld gaan uitgee, is dit dalk van 'n kapitale aard? So ek dink mens moet die twee aspekte van artikel 11A nie deur mekaar kry nie. So jy gaan waarskynlik kan nog steeds by as jy geld uitgee om 'n ander bate te kry, kan jy nog steeds by die antwoord kom om te sê, maar dis nie aftrekbaar onder artikel 11A, maar die rede is nie omdat jy nie 'n onkoste het, die rede is omdat dit kapitaal van aard is. So ek dink jy hof was verkeerd en ek sal dalk selfs ergens as mense 'n bietjie tyd kry, graag 'n akademiese artikel hieroor wil skryf, net dat daar 'n bietjie gesag is wat die ander argument ook gee om te sê, maar hoekom is die hof dan nou verkeerd gewees? Maar in breë trekke dink ek die hof het daai aspek verkeerd gekry. Die feit dat die hof self aangegaan het om te gaan sê, maar ons dink nie hier was onkoste nie, maar ons gaan in elk geval praat oor was dit kapitaal van aard, sê dalk ook vir 'n mens, daar was 'n bietjie twyfel in hulle eie gemoed oor hierdie onkoste vraag. So wat die kapitale aard van die koste betref, het die hof gesê, maar mens moet gaan kyk na wat het Meyering Citrus gekry. En dit wat die hof gesê het hulle gekry het, was 'n krediet van 9.6 miljoen rand op die experience account, die reg tot rente en die reg om eendag weer hierdie bedrag terug te kry by terminasie van die polis, of wanneer jy dan nou 'n verlies sou gelei het, maar die bedrag terugkry gaan jy hom ergens terugkry. En baie belangrik, die hof het ook gesê, maar hierdie regte verval op geen punt nie. Dit is nie iets soos 'n versekeringskontrak waar as jy na 'n jaar gewag het, jy het dit nie gebruik nie, dan het jy jou reg hiertoe verbeur nie. Nou, dit gaan ook weer 'n bietjie terug na die verjaringsvraag waaroor ons voorheen gesels het, maar die hof het toe nou gaan sê, maar as ons kyk van 2017 tot 2021, het hierdie regte in stand gebly, wat vir jou wys, maar hier's 'n langdurige waarde wat geskep is. En die laaste oorweging was om te sê, maar as Meyering Citrus hierdie regte kon gaan aanbied het as sekuriteit wat die kontrak spesifiek toegelaat het, dan moet dit tog vir jou sê, maar dit was 'n bate in hulle hande. So die hof se siening hierso was dat, alhoewel die belastingpligtige se doel hiermee was om beskerming te kry, moet mense 'n bietjie verder na die wese gaan kyk. So dit wat hulle hier gekry het volgens die hof was 'n kapitaalbelegging, wat ook vir jou beskerming kan bied in gevalle waar jy dalk verliese sou ly wat jy andersins nie kon dek nie. So die hof se mening was, jy moet kyk na wat kry jy en dit is wat jy moet gaan assesseer. Soos ek genoem het die hof ook 'n bietjie bespreek oor, is hierdie regtige uitleg in die voortbringing van inkomste, maar hulle het nie vreeslik diep daarin gegaan, sien hulle het nie eintlik een van die twee punte van debat was waaroor die partye verskil het. So in kort, en om op te som, as 'n mens die Hooggeregshof se siening in die Weskaap vat, dan is die premies onder so 'n produk nie aftrekbaar onder artikel 11A nie. Ek is nie seker of hierdie saak dalk nog op appel gaan, maar as ons in die Weskaapse Hooggeregshof se siening kyk, hulle mening was jy kan nie hierdie premies aftrek nie. Dis dit vir vandag se episode, net om jou maar net te herinner, soos altyd, niks in die episode is bedoel om belastingadvies of 'n plaasvervanger vir belastingadvies te wees nie. Tot volgende week, totsiens.